Is jy reg vir die rebellie van ons tyd? Dis hy, welkom by Boer Media. Nou, ons wil vir jou sê, as jy nog nie gehoor het van die Rebelspoor vasbyt toer nie, dan is dit nou die regte video vir jou om in te skakel. Ons gesels nou vandag met Kara Tomlinson en sy is betrokke by hierdie Rebelspoor vasbyt. Kara, welkom by Boer Media. Goeiemiddag oom Koot, dit is lekker om hier online saam met oom te gesels en ek sien uit om bietjie te gesels oor die Rebelspoor vasbyt. Inderdaad, jy's nou by die FHK betrokke en in die Noord-Kaap. Vertel ons net gou 'n bietjie wat behels hierdie FHK netwerk in die Noord-Kaap? Oom Koot, die FHK het netwerke in elke provinsie van die land en ons het onlangs 'n Noord-Kaap kultuurnetwerk ook begin. So verlede jaar Augustus het die Noord-Kaap vir die eerste keer ook so 'n kultuurnetwerk gekry. By die FHK kultuurnetwerke poog ons om kultuur, taal, geskiedenis en erfenis te bewaar en te bevorder en te behou. So dit strek van enige taalverwant of Afrikaanse taal, geskiedenis, erfenis, bewaring, oppas, uitbou, van monumente tot staptoere. So dit is dan nou my werk om in die Noord-Kaap te sorg dat kultuur en taal nie afgeskeep word nie, dat dit opgebou word en ook bewaar word vir die volgende geslag. Dit klink vir my wonderlik, maar kom ons gesels oor die Rebelspoor, Kara. Jy het nou vir ons hier 'n paar prentjies gestuur. Ek gaan vir ons kykers so 'n bietjie wys. Daarso kan ons kykers sien, ons het so 'n paar prentjies wat ons hierso gaan inspeel. Ek gaan hierdie videoetjie net weer oor-begin. So daarso sien julle nou, hierdie is nou 'n stap. Wat is dit? Is dit 'n kamp? Is dit 'n uithou rit? Weet wat die mense, leer julle die mense om uit te hou, of is dit 'n gemaklike stap toer wat julle doen? Gemaklik is dit beslis nie. Ek dink jy moet lekker fiks wees om uit te hou. Die Rebelspoor vasbyt is eintlik gebore in 2016 al. Dit is eers deur AfriForum Jeug aangebied, waar hulle op die spore van die 1914 rebelle gaan stap het, of eers gery het van punt tot punt, en toe in 2018 het hulle besluit, maar hoekom stap ons nie die roete nie? Jy is net soveel meer in die natuur en jy beleef soveel meer wat die rebelle moes beleef en deurmaak as jy dit self ook stap. En so is dit toe nou vir 4 jaar gestap deur AfriForum Jeug. En hier in die COVID tyd het dit ook maar 'n bietjie skibreek gelei. En vanjaar is ons baie bly dat ons die toer kan hervat. Hy hervat nou onder die FHK. So ons vat hom onder ons kultuurnetwerke en ons gaan hom hierdie jaar weer saam met 'n klomp jong mense gaan stap. Nou, ek dink die Rebelspoor vasbyt word in sy naam nogal goed beskryf, die vasbyt deel. Dink ek wys duidelik dat dit nie net 'n staproete is of 'n gemaklike roete wat jy maklik aan die ander kant kom nie. Jy gaan bietjie moet vasbyt. Dit is in die Kalahari sand. Ek dink dit is ook duidelik sigbaar in die video hoe die klomp daar opkom teen die sandduin. Die son is maar die baas in die Kalahari. So dit is 'n bietjie meer 'n vasbytroete. Dit is ver stap elke dag, maar dit is baie leersaam en baie lekker. Jy ontmoet mense van jou ouderdom, saam met wie jy stap en wat ook soos jy dink en voel oor die lewe. Hoorie so, Kara, maar vertel my nou, wie is julle toergids? Wie lei hierdie groep? En ek bedoel, as daar nou ouens kom met beserings en jy weet, jy soek 'n voet of 'n ding, hoe hanteer julle dit? Ons stap saam met Dr. Louis Botma, of soos ons hom ken, oom Botties. Hy is ons toergids en oom Louis stap voor. Hy lei die toer, hy loop heel voor en die res volg hom, en die wat kan byhou sal dalk by hom hou, andersins val ons agter in sy pas in. Hy het 'n sterk pas wat hy aangee. Maar ja, hy is die toergids.
Hy het ook die Rebelspoor boek geskryf, waar hy ook sy navorsing in daai gebied gedoen het, voor hy die boek geskryf het. So hy ken die omgewing baie goed, hy ken die mense daar. So hy is dan ook die hoofbrein agter die roete. Hy met wat die beplanning en so van die roete aanbetref. En dan het ons ook 'n mediese beampte wat saamstap. Nou dit is nou ook so dat as mense in die veld stap, daar maklik 'n besering kan wees. So ons het 'n mediese beampte wat elke dag die roete ook saam met ons stap. So ons is baie dankbaar vir hom ook dat hy saam met ons beweeg. En dan net so julle roete wat julle stap, wat se roete is dit nou? Julle sê nou so 'n rebelspoor, het dit iets met die rebellie te doen? Dit het definitief. So ons stap eintlik op die spore van Manie Maritz en Albert Stadler en generaal Kemp. So dit is eintlik in 2016 toe die roete vir die eerste keer gestap is of beplan is, was dit die eerste mense wat weer in daai gebied gestap het, spesifiek soos wat die rebelle beweeg het in 1914. So dit is nogal 'n baie spesiale roete. Ons stop by verskeie bakens en om Louis wat nou die gebied baie goed ken, het sy navorsing so goed gedoen dat 'n mens presies daar waar hulle gestap het ook stap. En dan dan sien jy eintlik wat se opofferings hulle deurgegaan het in 1914 en hoe moeilik dit die stryd vir hulle was om by vryheid uit te kom, maar dat hulle oog op die doel gehou het en gestap het ten spyte van die swaar kry. Ek kan dalk so vinnig vertel, in oom Louis se boek Rebelspoor haal hy 'n stukkie aan van een van die rebelle wat in sy dagboek geskryf het, toe hulle by Grondneus, dit is vandag die plaas daar oor daai rooi sandduin gaan, toe is hulle moeg en honger en verskriklik dors, baie lank glas water gehad, en hy het gesê, as ek dan teen hierdie sandduin moet uitkruip om by vryheid uit te kom, dan kruip ek teen hierdie sandduin uit. So ek dink dit gee vir ons net so 'n klein blik op wat dit regtig van jou kan verg as jy uiteindelik by vryheid wil uitkom. Ja, ek dink ek wens baie keer ons mense het daai drang en daai strewe na vryheid gehad wat ons voorouers gehad het, soos Manie Maritz en dis meer. Kara, maar vertel gou vir ons, wat kos dit nou om so 'n toer of 'n staptoer saam met julle mee te kan maak? En hoe skryf mense in? Die kostes aan die roeteverbonde is R950 per persoon. Dan sluit dit nou 4 dae en 3 nagte in die roete. Jy vat jou eie kos vir ontbyt en vir middagete, maar aandetes word voorsien. Ons het ook 'n baie mooi logo ontwerp vir die Rebelspoor vasbyt, so jy kry 'n T-hemp met die Rebelspoor logo op. En dan is dit die begeleide toer. Louis wat dan die toerleier is, die kry al by elke punt waar ons aandoen, kry jy dan nou die geskiedenisvertelling en wat alles vir ons in konteks plaas. Ja, so dit is die kostes dan verbonde en dan ook vervoer vir die dae. Ons stap elke dag 'n end, maar daar is ook dele wat baie ver is, so dan is daar ook vervoer wat jou beddegoed en tent en so vervoer, en dan ook as jy vervoer moet word, is daar ook vervoer vir jou vir die dae wat ons dan nou nie stap nie, of die dele wat ons nie stap nie. Om in te skryf is op die advertensie ook, jy kan my bel of e-pos stuur. My nommer is 072-439-2593 of 'n e-pos stuur na kara@kultuurtuiste.org.za. Dit is ook oral op die FHK se sosiale media bladsye beskikbaar, waar skakel waar jy kan inskryf en kan deel word van die staproete. Kara, dit lyk sommer baie lekker. Ek dink ons kykers kon nou sien na al die beelde en die video's wat ons hier gespeel het, die foto's en die beelde. Kan julle gesien het hoe lekker dit is, en ek dink is regtig waar iets wat 'n mens kan oorweeg vir julle kinders. Watter ouderdomsgroep
watter ouderdom kan 'n kind wees wat kan deel wees van hierdie toer? As jy tussen 18 en 35 is, as mens nou ouderdom in ag neem, dink ek is dit die lekker ouderdom, 'n jeuggroep wat bymekaar is. Ons het ouer stappers wat steeds fiks en opgewasse is om die lang ente af te lê. So daar is hier en daar van die ouer as 35 mense wat saamstap. Maar dit gaan eintlik maar oor jy moet daarom fiks genoeg wees dat jy 20 km op 'n dag kan aflê. Dit is maar so tussen 10 en 20 km wat ons elke dag stap en dit is in die son en dit is in die sandduine. So dit is 'n uitdagende roete, maar as jy fiks is, kan jy kom saamstap. Inderdaad, ons het jou daar by Majuba gekry en ek dink is een van die toetse wat ons kan hê voordat jy Rebelspoor toe kan gaan, moet jy eers teen Majuba kan opklim. En as jy nie bo by Majuba kan opklim teen 'n sekere tyd nie, dan weet ons jy's nog nie fiks genoeg om byvoorbeeld 'n Rebelspoor vasbyt toer te kan meemaak saam met julle nie. Dis dalk die tydtoets daar gehou het, oom. Inderdaad. Hoor jy so Kara, nee, baie mooi man. Ek is baie bly oor dit wat julle doen nou aan daarmee. Ek dink julle doen dit op die regte maniere. Van ons kant wil ons julle alle sterkte voorspoed. 'n Laaste woord wat jy wil gee vir ons kykers en mense om uit te nooi, tot wanneer toe kan mense nog inskryf? Ja, vir 'n laaste woord wil ek dalk net sê dit is regtig 'n ander ervaring. Dis nie 'n staproete wat jy om elke hoek en draai kry nie. Dit is 'n baie unieke ervaring. Jy gaan nie self vir so iets net kan inskryf nie. So dit is regtig 'n baie goeie geleentheid om lekker te stap as jy van stap hou en van staproetes hou, maar ook na afloop van die stap baie geleer het en baie meer weet. So dit is 'n baie lekker geleentheid vir dit. En ja, dit is eintlik, dis wat ek wil sê, eintlik hierdie roete verlede week het ons gevra die wat ingeskryf het moet finaal laat weet wie kom en wie kom nie. So daar is nog so 'n paar gapings oop. Ek dink nog so 5 plekke op die toer oop. So as jy wil inskryf nog, moet jy spring voor einde van die week, dan sit ons jou ook nog op die bus. Gee ons net gou weer die datums daar so Kara. Ons stap die roete van die 10de tot die 13de April. Dis 10 tot 13 April wat ons aktief stap. Ons kom die 9de April almal bymekaar en dan vertrek ons saam tot op die punt waar ons dan begin stap. Die 10de. So, en julle slaap in die veld. Ons stap in die veld in tente. Jy vat jou tent saam, jy vat 'n matrasie saam, jou klere vir die dag. En ontbyt en middagete en dan stap ons so van punt tot punt tot ons dan nou ons roete voltooi het. Ons gaan die laaste dag gaan ons aan by die Rebellieboom by Van Rooys Vlei. So dit is eintlik nogal 'n paar opwindende punte wat ons ook besoek op die roete. Wat het nou in die geskiedenis gebeur by die Rebellieboom? Dit is waar die rebellie dan nou ook begin het. So as die jonges nou daar deur is en hulle het nou daar onder die Rebellieboom gesit, gee oom Louis daarom nou vir hulle 'n lekker toespraak daar. As hulle daar opstaan, dan is hulle sommer nou weer lus om te wil gaan veg vir vryheid. Ja, nee, definitief oom, dit is die geval. Ons het vorige jare toe AfriForum Jeug dit aangebied het hulle 'n langer tydperk gehad waar hulle gestap het en hulle kon die laaste aand slaap onder die Rebellieboom. Hierdie jaar gaan ons ongelukkig nie daar kan slaap nie. Ons moet terug beweeg na ons huise toe weer. So ons hoop om in die toekoms ook weer daai geleentheid te gebruik om te kan slaap onder die Rebellieboom. Lekker. Kara, ons wil vir jou sê baie dankie en sterkte met julle Rebelspoor vasbyt toer of stap wat julle daar aanpak. En ons wil vir julle sê moenie ophou nie, hou aan. Ons sal kyk uit vir julle. Dan wil ons vir ons kykers sê, elkeen van julle, ma's, pa's, oupas, oumas, julle wat hierdie video kyk, laat stuur dit asseblief daar vir die kinders aan, vir die jonges aan, dat hulle dit kan gaan meemaak. En as jy belangstel in 'n soortgelyke, as jy in 'n ouderdomsgroep is wat nou 'n bietjie ouer is, maar jy wil ook graag gaan stap,
laat weet gerus ook vir Kara. Ek dink dat daar's 'n ander toer of 'n ander stapgeleentheid wat ook plaasvind later in die jaar en dan kan jy by daai geleenthede ook dit saam met hulle meemaak. Kara, ek sien jy het genoem van so 'n ander staptoer wat jy weer het later die jaar. Ja, ons beplan om hier teen September, Oktober maand die Wesfront staproete aan te bied. Dan gaan stap ons weer daar by Paardeberg. Saam met oom Louis. So dan gaan ons die Wesfront so 'n bietjie verken. Dis so die laaste naweek in September, eerste naweek in Oktober wat ons hom gaan stap. Dan sê ek vir jou dankie. Dankie Kara, als dit mooi is vir ons kykers. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.